Hallo maats, is lekker om weer vir julle te sien en ek is opgewonde om weer saam met julle te leer. Goed, so vandag gaan ons na die alfabet kyk. Is redelik maklik, nee. Maar saam met dit gaan ons bietjie ons Bybelkennis opskerp. Nee, dis altyd belangrik. So, sonder om te lank te wag, kom ons begin. A is dan vir Adam. Julle het seker daai ene geweet. Hom sien kom, nee. So Adam was die eerste mens wat God geskaap het in die tuin van Eden. Baie maklik. Kom ons kyk bietjie na 'n moeiliker een. B is vir Biliam. Ken julle die storie van Biliam? Biliam en die donkie. So Biliam het op 'n donkie gery en die Here wou gehad het hy moes 'n boodskap gaan lewer. En so sien die donkie groot engel met 'n swaard. En dan bly hy die verkeerde rigting gaan, bly die verkeerde rigting gaan. En Biliam was so kwaad het nader aan die donkie begin slat. En toe begin die donkie met hom praat. Nee? As jy meer oor daai storie wil weet, gaan vra vir jou ma, hulle moet vir jou oor Biliam, die donkie. Biliam en die donkie gaan lees. Goed, die volgende een is D vir Dawid. Ek dink ons ken al vir Dawid redelik goed. Dawid het vir Goliat verslaan. Nee, Dawid was 'n baie wyse man en hy was baie na in God se hart. Hy was ook die tweede koning gewees na Saul. Goed, kom ons kyk. E is vir engel of koningin Ester. Ons gaan kyk na koningin Ester. Wie is sy? Sy was 'n koningin wat haar hele volk gered het. Sy was baie, baie dapper. Jy kon nie in daai tyd net sommer voor die koning verskyn nie en sy het 'n kans gewaag te kyk dat sy haar volk kan red. En sy het. Goed, laat mamma vir jou daai storie ook gaan lees. Dis bietjie meer as wat ek net nou vertel het, maar sy was 'n baie, baie dappere koningin gewees. Goed, die volgende een is wat se van praat ons? Die Kirif. Ek sou mes. Loop met die Kirif. 'n Kirif, nee. Vir Filistyne. Goed, Filistyne was die vyande van die Israeliete gewees. Dit is ook die mense teen wie Dawid geveg het toe hy vir Goliat verslaan het, nee. Jy lees oor baie ander stories van die Filistyne ook. Van Samson, wat die Filistyne verslaan het. Ken julle vir Samson? Met die lang hare, nee. Goed, die volgende een is die vir Gideon. Ken julle vir Gideon? Kom ek vertel vir julle. Gideon was die swakste van sy stam. Hy het dit self gesê. Hy was deel van die stam van Manasse. Toe die engele aan hom verskyn en vir hom gesê, hy moet teen die vyande gaan veg. En Gideon was baie, baie bang en hy het vir die Here gevra vir 'n teken, dat hy net vir hom kan wys, dat hy seker maak, dit is die Here wat met hom praat. Op die einde van die dag, het die Here sy manne wat hy moet mee gaan veg het, al hoe minder en minder en minder gemaak, het net 300 oorgebly, om te gaan veg in hierdie oorlog. En dit was sodat die mense moet weet, dat dit die mense is wat die oorlog gewen het, maar die Here, Gideon. Die volgende een is Hy lyk so. Is vir Hebreërs. Dis 'n boek in die Nuwe Testament. En daai boek leer ons dat Christus, die storie van Christus en dat God bo enige ander gode staan. Dat hy die God is wat lewe. En hy is die enige ware God. Die volgende letter is julle is reg, 'n kolletjie nee, dit staan vir Isaai. Isaai was Dawid se pa se naam gewees. Dan kyk ons na Jeff. Jesus, natuurlijk. Ons sal mos nou niemand anders as sy naam gebruik nie. Jesus is ons koning, wat ons kom verlos het.
Hy het mens geword, nederig, mens kom word en kom sterf en die dood oorwin, sodat ek en jy die ewige lewe mag beerwe. Dan gaan ons nog net na enetjie kyk. Want anders raak ons video bietjie lank, nê? Ons gaan hom in 2 deel. Ons kyk nou na vir koning. Goed, so julle weet nou al dat Dawid die tweede koning in die Bybel was. Maar wie was die eerste koning in die Bybel? Sy naam was Saul. Samuel het vir Saul gesalf as die eerste koning in die Bybel. Maar Saul was later toe vervang deur Dawid omdat hy baie ongehoorsaam was aan die Here. Goed, daar is hoeveel letters in die alfabet? Daar is 26 letters in die alfabet. Ons het so 'n paar van hulle wat ons nou oorgeslaan en hulle is bietjie gecompliseerd om te verduidelik nou vir julle. So, jou juffrou sal seker in jou skool hulle vir jou verduidelik. Goed, ons gaan aan in die tweede video. Ek sien jou daar. Bye!